Stefan van Rensburg en Rudolf Schäfer is van HFR of HFR Vervoer. Goeiemôre. Hallo Leon, lekker om te wees. Lekker om julle hier te hê. Rudolf, ek gaan by jou begin. Vertel ons van HFR se reis die afgelope 30 jaar. Hoe het julle van 'n familieonderneming tot een van Suider-Afrika se grootste verkoelde vervoerders gegroei? My pa het eintlik op die plaas begin toe hy, ek dink 1994 het hy met een trok begin. Hy het vir my oupa geboer op die plaas ons depo vandag nog is. Het hy gesê boerdery gaan nie vir hom uitwerk nie. Toe sê hy gaan dalk 'n plan moet maak. Toe verkoop hy sy beeste wat hy op daai stadium gehad het en sy kar op daai stadium verkoop dit. Toe koop hy sy eerste trok en toe van daar af nooit weer teruggekyk nie. So hy was so lank as hy die drywer, die spaardrywer, die mechanic, hy die trok gewas en my ma die boeke gedoen. So jy weet dis regtig van niks af begin nie en ja, as ons nou terugkyk en voel dit soos 30 jaar terug. Maar ek bedoel ja, so ver gekom in die tyd. 'n Wonderlike reis. Stefan, as HFR ervaar julle sekerlik die ekonomie en die veranderinge in die ekonomie, die uitdagings. Wat is die tendense wat julle optel tans en hoe pas HFR Vervoer daarbey aan? Kyk, wat nou gebeur is die verhoogde vervoerpryse en logistieke kostes begin nou deur die mark kom. So jy begin nou agterkom dat die produkte begin stadiger skuif. Dit raak al stadiger en jy weet dit sit die verbruiker is geweldig onder druk. So dit het 'n effek op die binneland, die buiteland gaan nog redelik sterk aan want uitvoere is 'n groot deel van ons mark. Ja, en dit word ook 'n uitdaging natuurlik. Brandstofpryse is natuurlik in dieselfde asem genoem 'n groot uitdaging vir vervoermaatskappy natuurlik. Hoe bestuur julle daai risiko en hierdie koste en hoe bly julle mededingend in die mark? Ja, want dit is baie energie vanaf die drywers, die toerusting wat jy gebruik, jy weet nuwe toerusting, jy weet goeie onderhoud op die toerusting om seker te maak dat jy so effektief as moontlik is. Rudolf, hoe help voortdurende beleggings in nuwe infrastruktuur, want natuurlik verander dit heeltyd, nuwe in tegnologie en natuurlik vlootuitbreiding julle om julle kliënte beter by te staan. Kyk, so ons is lankal nie meer net 'n maatskappy wat trokke koop en moet dit ry nie. Ons gaan obviously kyk na wat se trokke is die beste in die mark, wat se bande is die beste, wat se weet die beste performance is wat jy nou sal sê. Ja. Ons tegnologie met ons soos tracking wat ons vir ons kliënte kan aanbied. Ons probeer heeltyd op dit bly en saam met dit het ons ook nou probeer koue store, jy weet aanbou, ons het 2 koue store in Boksburg en in Walvisbaai wat ons probeer om die ketting vir ons kliënte, jy weet, of hulle die hele pakket te kan aanbied in plaas van net vervoerders. Ons kan vir jou sê ons kan jou trokke, ons kan jou vragte ry en ons kan vir jou stoor, jy weet, om die hele boedel vir hulle aan te bied. Raak dit belangrik in hierdie ekonomie om daai tipe van ding om meer as net een diens aan te bied? Ja, ons dink jy weet jy moet altyd probeer uitbrei en groei, maar jy kan ook net soveel trokke hê en die mark net so groot. So jy wil regtig, jy wil vir 'n kliënt hê dat jy kan as ons jou produk aanbied dan bel jy vir my of vir Stefan as jy enige probleem het van waar jy die ding jou plaas verlaat totdat hy op die skip kom en ons kan vir jou die diens aanbied. So dit is vir ons baie belangrik om met die ding en so te bly. Hoe julle noem dat julle belê in julle werknemers? Hoe gebeur dit en hoe dra hulle by tot julle maatskappy sukses? Kyk, ons sê altyd dat die mense, die span mense is die belangrikste ding in die maatskappy. So ons het regtig begin van niks af nie tot nou toe. So ons sal regtig mense wat daar aankom sonder 'n hoop of 'n kans sal ons sê luister, ons sal vir jou plek probeer kry. Dat ons nou soveel studieprogramme en beurse aanbied vir ons mense en dan ook oor die jare, jy weet, sterk ouens so Stefan en die res van ons bestuurspan bygekry het. Jy weet wat nou 'n bietjie duurder mense in die mark is, maar wat mense wat die werk kan doen. So ons het gekom van regtig 'n agterstand af tot waar ons nou vandag kan sê, weet ons het die regte mense om die job doen, staan. Ja. Want op die einde is dit tog maar die mense wat 'n maatskappy maak. Ja. Soos julle lekker mense ook hierso. Ja. Stefan van Rensburg, bestuurende direkteur en Rudolf Schäfer, algemene bestuurder van HFR Vervoer. Baie dankie dat julle vanoggend hier was en mag julle besigheid net nog vir die volgende 30 jaar van krag tot krag groei. Dankie Leon.